Welkom by Môre onder die soeklig, waar ons stil staan om te vra wat die toekoms moontlik mag inhou. Ek is Rian van Vieren en in hierdie episode kyk ons na wanneer masjiene ensiklopedieë begin skryf. Toe Wikipedia meer as 20 jaar gelede ontstaan het, was dit 'n revolusionêre idee dat enige iemand enige plek kennis vrylik kon deel. Dit is oop, gemeenskaplik en volkome menslik in sy onvolmaaktheid. Maar daardie droom staan nou voor 'n nuwe uitdaging. Nie van vandalisme of swak bronne nie, maar van kunsmatige intelligensie. Onlangs het Elon Musk Grokpedia bekendgestel, 'n KI-gedrewe ensiklopedie. Anders as Wikipedia, waar duisende vrywilligers artikels redigeer en bespreek, skep Grokpedia sy inhoud met algoritmes wat opgelei is om enorme hoeveelhede data. Dit is vinnig en dit klink seker en dit dui op iets groters. Want Grokpedia sal nie die laaste wees nie. Ontstaan aan die begin van 'n era waar KI-gedrewe ensiklopedieë vinnig gaan toeneem. Verskillende stelsels, elk gevorm deur hulle skepper se doelwitte, hulle opleidingsdata en hulle wêreldbeskouing. Maar wat beteken dit werklik? 'n Ensiklopedie is nie net 'n versameling van feite nie. Dit is 'n kaart van wat 'n samelewing glo waar is. Deur die eeue heen het mense oor daardie waarhede gedebatteer, geredigeer en onderhandel. Deur akademici, joernaliste en gemeenskappe, soos Wikipedia se wêreldwye netwerk van bydraers. Wanneer KI-stelsels egter begin om daardie kennis te produseer, verander die proses dramaties. Die menslike redakteur skuif na die agtergrond en die masjiene begin namens ons te besluit wat geloofwaardig is en wat is nie. En dit bring 3 groot strategiese vrae na vore. Eerstens, wie besluit wat is waar? As elke KI-stelsels op verskillende data opgelei word, sommige uit oop webbronne, ander uit sosiale media of gekeurde sogenaamde betroubare datastelsels, gaan elkeen sy eie weergawe van die werklikheid oplewer. Stel jou 10 verskillende KI-ensiklopedieë voor, elk effens gekleur deur 'n ander ideologie of belangegroep. Kennis raak gefragmenteer en objektiwiteit word relatief. Tweedens, wat gebeur met deursigtigheid? Wikipedia se groot krag lê in die oop proses. Enige gebruiker kan kyk wie iets verander het, watter bronne gebruik is, en selfs die gesprek agter die artikels lees. KI-ensiklopedieë daarenteen is dikwels ondeursigtig. Ons weet nie presies watter bronne gewig dra en hoe die model besluit nie. En as die algoritme so sê, word dit maklik as die waarheid aanvaar, sonder menslike teenstem. Derdens, wat van inklusiwiteit? Wikipedia het tekortkominge. Sommige tale en streke bly onderverteenwoordig. Tog bly dit een van die min werklike wêreldwye projekte van gesamentlike kennisbou. KI-stelsels leer egter uit data wat reeds ongelyk is. En as daardie data oorwegend uit die westerse of Engelssprekende wêreld kom, kan KI die ongelykhede nog verder versterk, eerder as om dit reg te stel. Kleiner tale, plaaslike kennis en alternatiewe perspektiewe loop die gevaar om eenvoudig te verdwyn. Die groter vraag is dus nie net of Grokpedia beter of swakker is as Wikipedia nie, maar wat hierdie verskywing beteken vir die toekoms van waarheid self. As KI-stelsels begin bepaal wat ons lees en glo, beïnvloed dit uiteindelik hoe ons dink, besin en saamleef. Die ware strategiese uitdaging is dus nie om teen KI te wees nie, maar om te bepaal hoe dit geïntegreer moet word in die menslike kennis-ekosisteem. Ons moet aandring op deursigtigheid, gedeelde beheer en aanspreeklikheid. En ons moet daarop staan dat mense steeds kan betwis bydra en verbeter, dat ons deelnemers bly aan die gesprek van beskawing, nie net verbruikers van masjien opgesomde feite nie. Soos in Wikipedia verklaar, deur mense geskep, nie deur masjiene nie. Maar dalk lê die toekoms nie in 'n of-of keuse nie, maar in 'n wyse samewerking tussen mens en masjien. Vir die wegneem idee. As die ensiklopedieë van môre werklik die volheid van menslike kennis wil weerspieël, moet hulle oop bly vir alle mense, nie net vir data wat die algoritmes voed nie. En dit onder die soeklig is moontlik een van die groot twistpunte van ons tye, om kennis te gelyk intelligent en menslik te hou.